dag 2. So voordat ons by dag 2 kom ons doen net gou 'n recap van wat het gisteraand gebeur. En ek gaan dit nou baie vlugtig en vinnig sê. Dag 1, dood eenvoudig, dag en nag. Dag en nag is geskep, maar daar's 'n bietjie meer rondom dit. Gaan kyk maar op die video. Die video's is op YouTube, so julle sal 'n bietjie meer daarvan verstaan. Ons gaan nou so 'n kort recap van dit doen, wat deel maak van hierdie wat ons nou gaan doen. Maar dag 1, dag en nag is geskep. God het die hemelruim geskep. Nie regtig die hemelruim, hy het die spasie geskep om die hemelruim in te skep. So ek weet dit is 'n bietjie die mekaar, maar ons sal nou by dit kom. So, dan is ons by vanaand se gedeelte. Vers 6. Genesis 1. Toe het God gesê, laat daar 'n gewelf wees tussen die waters, om die waters van mekaar te skei. So het dit gebeur. God het die gewelf gemaak en die waters onder die gewelf geskei van die waters bo die gewelf. God het die gewelf hemel genoem. Dit het aand geword en dit het môre geword en dit was die tweede dag. OK. Nou, kom ons doen gou die omkringery eerste. So, eerste gedeelte, God, omkring, gesê, omkring. Hoekom sê ons dit? Kan julle onthou gister, wat is God se naam in Genesis? Elohim. So, God is Elohim en dan gesê. Hoekom sê ons, gister het ons nie dit gesê nie, hoekom sê ek dit vanaand? Wat het die eerste dag gebeur? God het gespreek, gesê, toe ontwikkel dit net. Vandag weer, God het net gesê en toe ontwikkel dit. Daar's nog niks gedoen nie. God het nog nooit iets gedoen nie. Hy het nog net elke keer gespreek. Wat het ons gesê is wat is die woord, die Griekse woord vir spreek? Logos. So met ander woorde, Jesus Christus, wat die woord is, logos. So hy het gespreek. So God het gesê. Nou hierdie is 'n baie moeilike konsep om te verduidelik. So wat jy nou gaan omkring hierso is gewelf. En dan gaan jy waters, daar aan die einde van die sin, gaan jy waters omkring. En dan om die waters van mekaar te skei. So daar was waters gewees en die waters moes van die waters geskei wees. Onthou julle, ons het gisteraand ook gesê, daar was nie werklik waters gewees nie, dit is half 'n groot niksheid gewees nie. En nou begin God iets fisies maak. Nou begin hy daai niksheid begin en nou iets maak. Ons gaan nou daaroor praat. OK, dan die volgende gedeelte by vers 7. So het God die onderste gewelf, omkring die onderste gewelf van die boonste gewelf, bo die gewelf, boonste gewelf. Daai twee het hy geskei. En dan het hy, vers 8, die gewelf hemel genoem. Kan jy hemel ook omkring? Kan julle nog onthou, wat is die naam vir hemel? Shemahim. Shemahim. OK. So, ons gaan gou na daai gedeelte toe. Agter op jou boekie, sal jy hierdie onthou? Gister se gedeelte was gewees, wat is op dag 1 geskape? Ons het altyd net gesê dag en nag. Wat reg is dag en nag, maar dit is soveel meer as net dag en nag. Dit is materie, energie, lig, donker, tyd. Onthou wat is die eerste vers? In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Hoekom sê dit daai gedeelte? Want dan het God mos nou die hemel geskape op dag 1. Nee, ons gaan nou by daai hemel kom. Die eerste vers gee vir ons 'n inleiding van wat nog gaan gebeur. Dis hoekom die eerste vers daarso is. In die begin, tyd, het God, Elohim, die hemel, plek en aarde, spasie, materie gemaak. OK, so dis belangrik. OK, so dag 1 het ons hierdie gedeelte hierso van materie, energie, lig, donker en tyd. So dag 1, die eerste hemel, net gou vir die wat gisteraand hier was nie, die Jode het die hemele verdeel in 3 hemele. Hemel 1, 2 en 3. Hemel 1 is op die grond tot by die atmosfeer wat nog nie bestaan nie. Dit word eers vanaand dag 2 gemaak. So tot by die atmosfeer is hemel 1. Hemel 2 is die ruimte. So daar waar die satelliete en goeters is, sterre, son, maan. En dan die derde hemel is waar God self is, the throne room of God.
So die spasie, met ander woorde, nou maak, in dag 1 is die spasie gemaak, ek wil amper sê, die canvas is gegee vir die hemel wat gemaak gaan word, wat die atmosfeer is. Dit gebeur nou vanaand, of op dag 2. So met ander woorde, die aarde se oppervlak, die gedeelte tussen die aarde en die boonste gedeelte. Hierdie sê dit vir my so mooi, want ek sê mos, dis moeilik om die goeders te verduidelik, maar hierdie vertel dit vir my so mooi is, God het vir materie gesê, vir die materie en vir alles, hier's jou lyne waar binne jy mag beweeg. In die Bybel staan daar so, en God het gesê, tot hier toe, en niks verder nie. God het met ander woorde, die potloodlyne getrek, en vir materie gesê, julle materie mag net tot hier beweeg, niks verder as dit nie. Julle goeders mag net tot hier beweeg, niks verder as dit nie. So God maak met ander woorde, die lyne, die einde, die mates sit hy daar so, waar materie mag beweeg en nie mag beweeg nie, so met ander woorde, tot hier toe en nie verder nie. So wat is dit dan wat God skep op dag 2? Nou skep hy fisiese water, want hy het die waters van die waters geskei. Nou maak God letterlik H2O. Onthou julle dag 1 het ons gesê, gister het ons gesê, God het materie gemaak, protone, neutrone, elektrone, wat eintlik niks is nie, maar iets is. Nou begin God daai goeders in 'n lyn sit. En hy sê, nou gaan ek water maak, H2O. 2 waterstof, 1 suurstof, 2 van dit, 1 van daai. Sien, hier kom hierdie materiestukke nou by mekaar. Daai goed wat rondgeflout het die hele tyd, nou word dit water. Hierdie molekules, die niksheid, word nou iets. Wat is die iets? Water. Nou is dit fisiese water, soos ons dit soort van ken. Ons gaan nou verduidelik wat is dit. So vers 6 sê, laat daar 'n gewelf wees tussen die waters. So die gewelf is so tipe iets. Dis wat God gemaak het. Hy het soos half 'n tipe van 'n, ek wil amper sê 'n klomp water gehad wat hy gemaak het nadat God gesê het hy gaan die waters van mekaar skuif, het die waters ontstaan. So dit het ontwikkel. En nou sit ons met hierdie bal wat water is. Nou die gewelf, die Engels het 'n mooi woord vir gewelf, dis 'n filament, soos 'n filament wat daar is. So daar's 'n tipe van 'n skeiding wat baie fyn is, maar dit help nog steeds om dit te skei. En die beroeps vir dis is 'n raquia. Dis 'n raquia wat God gemaak het daarso. So nou moet hy die waters van die water skei. Jy verstaan die moeilike konsep rondom dit. So God het die gewelf gemaak, vers 7, het die gewelf gemaak en die waters onder die gewelf van die waters bo die gewelf het hy geskei. Met ander woorde, hy het dit gedoen. So hy druk van die water op en hy druk van die water af. Wat het ons gister gesê? Water is 3 goed. Vaste stof, vloeistof, gas. So God gaan nou en hy skei dit en hy druk van dit op en hy druk van dit af. Met ander woorde, wat maak hy nou? Hy maak atmosfeer. Daar was tot dusver nog nie atmosfeer gewees nie, want hoekom moes daar atmosfeer wees? Onthou julle, ek het op 'n stadium gesê, ons het nodig om God maak in die eerste gedeelte in die linkerkant se kolom, dag 1, 2 en 3, maak hy goeders, so dit op dag 4, 5 en 6 gevul kan word. En dis wat God nou hierso maak. Hy maak die verskillende tipe waters wat hy uit mekaar uittrek. En dan vers 8, dan sê hy, God het die gewelf hemel genoem, Shamayim. Nou maak hy die heel buitekantste gedeelte, die eerste hemel, van die grond af tot by die einde waar die atmosfeer, ek wil amper sê alles binnehou. En daai hemel, daai gedeelte dis die filament wat hy rondom dit gesit het.
Dis hoekom jy sal sien baie keer as die ou Joodse boeke en so aan as hulle teken, dan teken hulle 'n koepel oor die aarde wat plat is. Julle moes dit al ergens gesien het. Dis dit. Dis die beste verduideliking wat hulle vir hulle self kon gekry het om te verduidelik wat God gedoen het. Hy het hierdie koepel oor die aarde gespan om te keer laat alles uitgaan of weggaan. Maar dis nie fisiese koepel nie, dis die atmosfeer. So eers die hemel wat eintlik net die spasie was, word nou met atmosfeer gevul. So met ander woorde, daar was 'n punt A en 'n punt B wat niks was nie, en nou gee God vir punt A 'n plek en punt B 'n plek en punt B is die atmosfeer. So tussen punt A en punt B is die atmosfeer, maar in die atmosfeer is daar water, en nou moet God die water skei, want op 'n stadium wil hy die waters gebruik vir sekere goeders. So hy druk van die water af en hy druk van die water op. So as ons kyk na hierdie chart van ons weer, kan ons sien daarso, sê ons altyd dag 2, ons is nou by dag 2, dan moet nou nog niks inskryf wees om nou by dit kom. So met ander woorde, wat het God gemaak? Dag 2, water en hemel, of atmosfeer. Dis wat hy gemaak het. So wat gaan by dag 5 gebeur? Dag 5 gaan hy iets maak wat daar kan inpas. Wat kom op dag 5? Ons weet dit nou, onthou hulle dit nie geweet nie. Voëls en visse. Dis die goeders wat op dag 5 gebeur. So dag 5 se goeders, die plek word voorberei vir hulle, sodat daai goeders soontoe kan skuif. Nou het hulle 'n spasie waantoe hulle kan beweeg. So met ander woorde, daai gedeelte word nou voorberei, dag 1, 2 en 3, sodat daai goeders wat daar kom, 'n plek het om na toe te beweeg. So met ander woorde, die diere gaan 'n plek hê, die voëls gaan 'n plek hê. Daarso. Dis wat God gemaak het. Atmosfeer. Daar's die waters, onthou julle daai bal wat ons nou gesien het? Dis wat God gemaak het, maar nou maak hy daai gedeeltetjie wat daar is. En sien, daar stop dit. Sien julle hoe stop dit? Stop fisies. Hierdie is 'n foto wat geneem is uit een of ander shuttle of 'n ding uit. So daar wys dit letterlik hoe die water stop. Die water gaan nie verder as dit, of die atmosfeer gaan nie verder as dit nie. God het vir die atmosfeer gesê, hier stop jy. Sien, hoe kom ons weer terug na wetenskap toe? Waar God in beheer is, hy is die outeur van wetenskap, hy is die outeur van alles, en hy sê vir hulle, julle moet hier stop. Hoekom? Want God moet die aarde voorberei vir ons, uiteindelik. En as daai nie daar is nie, dan gaan alles net weg. En dan verander alles op hierdie aarde. So met ander woorde, die atmosfeer is daar so. Nou die wonderlike gedeelte van dit is, daai klein stukkie daar's 4% water in die atmosfeer. Net 4%. Op 'n maksimum is daar 4% water in die atmosfeer. Dit klink nie na baie nie, doen dit. 4% se water, as jy daai water kan uittrek, is dit 7 keer meer as al die riviere op aarde saamgesit. 7 keer meer as alle water in alle riviere gelyktydig is in daai klein stukkie gesit. God het dit so van mekaar geskei. Nou, hier's die belangrike gedeelte. Hoe ons dink aan water, is nie hoe die water gelyk het hier nie. Want ons dink aan die water amper in dag 6. Maar hierdie is dag 2. So dink gou by jouself, is dit nie die idee wat ons van water het nie? As ek aan water dink, is dit. Hierdie ongelooflike, en daar is mos nou nie 'n mooier klank as die see nie. Daai klank van die see en hierdie water wat vloei en hierdie water wat breek op die strand en ons het nou gesien die afgelope tyd wat gebeur het in ons land en reg oor die wêreld amper wil ek sê, van al hierdie oorstromings en vloede en goeters en die ongelooflike mag wat water het. Maar dis waaraan ons dink elke keer. Ons dink altyd aan hierdie water wat breek en vloei en ons het hierdie konsep van hoe water veronderstel is om te beweeg. So nou moet jy daai gedagte skuif na dag 2 toe. So hoe maak 'n mens nou om te sê, okay,
Ek kan nie hierdie water gebruik as 'n verwysingsmiddel nie, want dis nie wat God gemaak het nie. God het water gemaak wat nie water is nie. Hierso is vir my 'n baie goeie voorbeeld. Dis hoe die water gelyk het aan die begin. Daai is 'n waterdruppel wat in 'n ruimtetuig dryf. Nou moet jy weet, daar is klaar bietjie gravitasie. Daar's nie baie gravitasie nie, daar's bietjie gravitasie. En kyk wat doen die water. 100% sweer. Nou as daar niks gravitasie is, sou hy balletjie net so gehang het. Sou nêrens heen gegaan het nie. Vir die doeteenvoudige rede hoekom? Die kragte wat die water na mekaar toe aantrek, veroorsaak dat water so optree in ruimte. Hy hang net daarso in hierdie perfekte sweer. Die Engels daarvoor is vir my mooi, the surface tension. Die surface tension van water. Wat hoor julle wat ek gesê het? 0 gravitasie. Die aarde het nog nie gravitasie gehad op dag 2 nie. Wat veroorsaak gravitasie? Die rotasie van die aarde. Op hierdie oomblik staan die aarde doodstil. Hy hang net daar. God het nog net 'n bol water gesit in die heelal. Tot dusver, daar is nog nie 'n heelal nie. Daar's net 'n bal wat daar hang en dan is dit hierdie koelronde sweerwater. Hoekom is die aarde rond? Want dit. Dis hoekom die aarde rond is, want in die begin, toe God daar was, het hy water gemaak en hy het hierdie koelronde atmosfeer gemaak. Hierdie koelronde balletjie wat daar hang. As gevolg van surface tension. En nou, hierso is die gedeelte wat net my brein blaas. Hoekom atmosfeer? Hoekom daai babbeltjie? Hoekom het God atmosfeer gemaak? Want dis wat hy gedoen het op dag 2. Hy het die hemele gemaak en hy het atmosfeer gemaak. Atmosfeer, soos ek nou net gesê het, bestaan uit 4% water uit. Wat is die doel van atmosfeer? Waar kry ons wolke in die atmosfeer? So die wolke, God maak die atmosfeer so, dat dit 4% water kan hou. Hoekom? Sodat daar wolke kan vorm, wat uit kondensasie uit plaasvind. En dan word die water opgeneem in die atmosfeer, en dit gaan nie die heelal in nie. En dis hoekom daai filament daar gesit is, daai rakia. Dis hoekom dit daar gesit is, sodat dit gekeer word, dat dit nie die heelal ingaan nie, en dat dit kan kondenseer. Wat gebeur as dit kondenseer? Reënval. Reënval vind plaas. Sodra reënval plaasvind, wat gebeur dan? Dan kry ons 'n watersiklus. Onthou julle toe ons nog op skool was, het ons altyd hierdie 2 liter botteltjie so bo 'n ding gesit en dan maak jy hierdie hele ekosisteem, presies dit. Nou kry ons, en kyk hoe mooi sit God dit aan mekaar. Troposfeer, stratosfeer, mesosfeer, termosfeer. God sit hierdie 5 vlakke so bo op mekaar, want elkeen het sy doel. Elkeen van daai stukkies in die atmosfeer het 'n spesifieke rede hoekom dit daar is. As jy een van hulle uithaal, dan val alles in mekaar, want dan kan die een nie op die ander een volg nie. So dis was die hele aarde oortrek met water, maar nou word dit verdeel in hierdie bowater en onderwater. So God het nie net vir ons water gegee, hy het vir ons 'n watersisteem gegee. Wat doen 'n sisteem? 'n Sisteem onderhou iets. Wat onderhou ons watersisteem wat God vir ons gegee het? Dit hou verkoeling. As jy die wolke wegvat en jy vat die water uit die ozon uit, dan brand ons dood as gevolg van die son. Dit is ook 'n lugsisteem,
wat saam met die water werk. Die water help die lug om af te koel en die lug help die water om daar te bly. Die lug is net so belangrik vir hierdie watersisteem. En hierso is die ongelooflike gedeelte. Onthou ons het gesê, God het die watersisteem gemaak en dan het hy die atmosfeer gemaak wat lug is. Lug is net mooi presies reg die regte densiteit. Dis is presies die regte hoeveelheid digtheid. Hoekom moet lig 'n spesifieke digtheid hê? Dis dig genoeg dat ons deur dit kan hardloop. Met ander woorde, dis nie stroop waardeur jy loop nie, jy kan normaal deur lig beweeg, maar dis ook dig genoeg dat vliegtuie kan vlieg en voëls kan daarin bly. Want maak jy die digtheid minder, dan val voëls uit die lug uit. Want daar's nie genoeg goed om bo te hou nie, en vliegtuie. Maak jy dit dikker, dan vat dit te veel energie om te beweeg en dan kan dit ook nie werk nie. So die digtheid van die lug word deur God so bepaal deur die watersisteem wat hy in plek gesit het. Daar's ook net presies die hoeveelheid regte suurstof. God het gesorg dat daar 'n sekere hoeveelheid suurstof is en al die ander gasse wat daar ook is wat binne in daai atmosfeer is. Want sien die hoeveelheid suurstof en koolstofdioksied en koolstofmonoksied en al die goedes wat in die lug is, veroorsaak dat ek en jy kan normaal asemhaal. Sit meer in dit, dan begin ons versmoor. Sit minder in dit, dan gaan ons dood. So dit help ons om asem te haal, maar dis net mooi genoeg dat daar nie ewe skielik spontane ontploffing plaasvind, want daar's te veel suurstof nie. Met ander woorde, nie presies die hoeveelheid regte suurstof. Dan die ander ding wat ons nooit aan dink nie, is lig is deurskynend. Ons dink nooit daaraan nie. Hier's 'n baie simpel vraag. Hoekom is 'n lightbulb gemaak van glas? Om lig deur te laat. Dis een van die hoofredes. Hoekom is lig deurskynend? Dat ons kan sien. Maar lig het ook die regte digtheid. Hoekom? Sodat ek dit kan doen wat ek nou doen, dat ek kan praat. As die digtheid minder is, dan trek klank nie. Daar's geen klank as daar nie suurstof is nie. In die ruimte buitekant is daar geen klank nie, want daar's nie suurstof nie, daar's niks om die goeters te vat nie, om die klanke te dra nie. Daar's net mooi genoeg digtheid in die lug, sodat ons kan ruik, dat ons goeters kan ruik, want dit word gedra. Dis net mooi dig genoeg, dat ons kan sien. Digter, minder sien. Minder dig, glad nie sien. Dan die wonderlike gedeelte is, die lig is genoeg vir kondensasie. Sien, dit hou water tot op 'n punt. En dan raak die lig versadig. En as die lig versadig word, wat gebeur dan? Dan begin dit reën, of dit begin sneeu, of dit vorm haal. En dan begin die hele proses weer van voor af. So die digtheid is genoeg om statiese elektrisiteit te kan ontwikkel. En dis nou een van daai goedes wat ek nooit gedink het, dis regtig so belangrik. Hoekom is dit nodig dat die lug statiese elektrisiteit kan ontwikkel? Want as daar nie statiese elektrisiteit is nie, is daar nie weerlig nie. As daar nie weerlig is nie, is daar nie stikstof in die grond nie. Kyk gou mooi hoe gaan God en hy sê, weet wat, kom ek maak hierdie aarde en ek sit hom vir jou aan mekaar. Maar ek gaan hom nie vir jou net so los nie, ek gaan nie net vir jou hierdie bal water gee nie. Ek gaan hierdie bal water daar sit, maar ek gaan hom uit mekaar uittrek. En ek gaan hierdie waters in verskillende plekke sit. So met ander woorde, ek gaan water onder toe druk, wat gewoonlik 'n vaste stof of 'n vloeistof is. En ek gaan water in die lug sit, wat of 'n vaste stof of 'n vloeistof is. Of 'n gas. So God skei dit uit mekaar uit en dan sê hy, terwyl ek dit gedoen het, gaan ek nou nog alles wat jy kan sien hier rondom jou, gaan ek so maak, dat jy as mens en dier en alles wat nog gaan volg op dag 4, 5 en 6, al daai goedes wat gaan volg, gaan dit kan benut, gaan dit kan gebruik, gaan daarmee kan saamleef.
Want as dit nie daar is nie, kan jy nie oorleef nie. Die aarde is op presies die regte plek, op presies die regte afstand van die son af, van die maan af, in omwenteling gesit, sodat alles wat op dag 2 gebeur, deur kan spoel na dag 3, 4, 5 en 6. So dag 2 sê God, kom ek maak water, kom ek maak lig. So met ander woorde, vat jou boekie, ons is klaar vir vannaand. Kyk jy by geskape, en dan kyk jy, dan skryf jy by dag 2, wat het God gemaak? Hy het atmosfeer gemaak, en hy het water gemaak, of geskape. Soos ons sal sien, soos nou môre aangaan, en ons kom by dag 4, lig en donker, dan kry son, maan en sterre, hy is belangrik, sal later daarby kom, dan hier so by atmosfeer en water, atmosfeer, voëls, water, visse. God skep alles op die regte tyd, op die regte plek, op die regte hoeveelheid, sodat alles presies in mekaar pas. Ons sluit die oë. Here, baie dankie dat ons kan weet, U grootheid is oneindig. Here, en dankie dat ons kan weet dat selfs op dag 2 wat dit al voel of daar nie veel gebeur het nie, want ek meen, U het maar atmosfeer gemaak en U het lig gemaak. Here, dat ons kan agterkom hoe oneindig belangrik dit is, dat daai goeder so gemaak is soos wat dit is. Dat daar presies die regte hoeveelheid, die persentasies presies reg is. Nie te veel nie, nie te min nie. Want op die ou einde is daar 'n groter plan wat weer ons is. Ons besef dit al hoe meer en meer. En dankie dat ons kan sien, Here. U is besig om met ons hierdie pad te stap, om hierdie goeders vir ons oop te breek elke dag, dat ons op die ou einde kan uitkom by daai groot plan. Dankie vir U liefde, dankie vir U genade.